Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Boerpot potgooi-reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi-reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Boerdery in die Vrede distrik van die Vrystaat is meer broederskap as buurmanskap. Aldus die Cronje broers, Christo en Abri, wat boer op 'n familieplaas wat reeds die afgelope 70 jaar aan die Cronjes behoort. Die boerdery beslaan 'n saaiery, 'n veevertakking, veevoeraanleg, braaihoenders en selfs 'n vervoerbesigheid. Vir die Cronje broers gaan dit daaroor om die voorsieningsketting so kort as moontlik te maak. Hoewel Christo en Abri onafhanklik die onderskeie entiteite van die boerdery bedryf, geniet hulle die onderlinge ondersteuning van die familieboerdery, vernaam wanneer dit kom by kritieke sakebesluite. Hulle glo daarin om te waak teen stagnasie, maar dit is in elke boer se belang om voortdurend sy besigheid groter en beter te probeer maak. Lekker leer en lekker luister. Vertel ons julle storie, waar alles begin, waar is julle gebore, waar het julle groot geword en die pad wat julle gestap het tot hierso? Ja, ons is in hierdie geweste gebore, hier op Standerton, naby ons. Dit is een van ons dorpe. Ons gebruik eintlik Vrede as ons dorp, ons was daar op skool ook gewees. So, ons is hier groot geword, in die koshuis gewees, koshuisbrakke, en so het ons maar die paadjie gestap tot einde van skool, en die ou mense wou gehad het, ons moes gaan swat, maar ons koppe het plas toegestaan. So het ek 'n swyskursus gaan doen en na 3 maande gesê, nee, ek dink ek kom plaas toe. Pragtig. En ja, van toe af boer ek is nou, ek het in 2000 ek plaas toe gekom. Ja, so is nou wat 22 jaar later, ek is nog steeds hier. Prima, sê net vir my interessant, weet jy het nou gepraat van Standerton. Wat is Standerton se claim to fame en ek wil amper sê, hoekom sou jy nou Vrede kies bo Standerton? Alhoewel daai is die Transvaal, nee. Ja, ek dink dit gaan maar oor, my paal het maar Vrede gekies omdat dit meer deel van die Vrystaat is, en ek dink ons mense is in Vrede. Ons is daar gedoop in die kerk en ons het so toe gegaan, en uiteindelik ons hoofbesigheid word weer Standerton georiënteerd. As jy nou fabrikaatsgewys vat, maar ek dink ons dag tot dag goeders word maar in Vrede nog steeds gedoen. Ons ondersteun ons dorp, en ek dink is 'n lekker gemeenskap, plattelandse gemeenskap, is nie so groot nie, en is dit lekker klomp ouens in Vrede. Ek dink dis maar waar dit gaan op die einde van die dag. Ja, as jy nou met aan Vrede as 'n boeregemeenskap, hoe sal julle dit vergelyk met 'n Ryds? In terme van die tipe landbou, wat spring vir julle uit as julle nou moet gaan dink, 'n Botawil, 'n Ryds, jy weet, 'n Vrede, hierdie sent, 'n Verlies? Ek dink 'n groot ding wat in Vrede miskien uitstaan is, die ouens is nie bang om iets te deel met mekaar nie. En as ek iets doen en iemand sien dit raak, dan vertel hy die volle storie. Ek bedoel, daar's niks om weg te steek nie. Wat gaan ek daai wen om 'n ton meer mielies te stroop met buurman? Ek sou eerder graag vir ons almal met 'n ton meer stroop die gemeenskap sterker maak. Ek dink 'n groot ding van Vrede is, ek dink goed word redelik intiem of intens met mekaar gedeel. Daar's nie verskillende agendas, dink ek nie. Ja. Goed word redelik oopgegooi vir mekaar. En ons kuier lekker saam. Mens kan nie aanvaar dit is die geval in alle plekke dan so. Sonder om nou kontroversieel te klink. Ja, ek dink eerlike ervaring wat ek nou het maar van ander distrikte, mense sal nou nie name noem nie, maar ek dink daar's maar kompetisie gewys is boere maar so 'n bietjie teen mekaar. En ek dink in Vrede is dit nog die ouens sal eerder iets gaan deel of iets oopmaak in sy besigheid as wat hy dit homself gaan nou probeer kyk of hy nie daaruit kan wins maak. So ek het nie in daai opsig dink ek is die ouens in Vrede is regtig is meer soos 'n broederskap as wat dit buurmanskap of boere is. Ons is almal by mekaar. Ja.
Ons hoofdoel is om ons dorp te onderhou en ons skool top te maak en dan gaan dit maar ons besighede te versterk sodat ons dorp finansiëel kan ondersteun en dis ons belangrik. So ek wil net vinnig daarbey aansluit toe. Ek weet nou hulle die Landbouakademie gestig net om ek wil sê nuwe bloed in die skole in te kry. Wat is julle uitdagings in terme van om ek wil sê vrede aan die lewe te hou? Ja, kyk, ek dink daar is seker kinders verskil. Jou kind en my kind het verskillende belangstellings. So ek dink op die einde van die dag die beste skool volgens my is die een die naaste aan jou. So as ek in die skool wat die teen my is, dit kan bied wat my kind graag wil doen, dan hou ek hom nie. As hy ander geleenthede wil ondersoek, dan sal ek hom die keuse gee om dit te doen. Ek meen dis sy keuse op die einde van die dag. Van ons kant af sal ons bly die skool ondersteun en hier is ouers wat hulle kinders wegstuur oor ander geleenthede en goeders, maar hulle bly die dorp en die skool ondersteun en ek dink dit is tog op die einde waaroor dit gaan. Jy moet jou eie gemeenskap ondersteun. 'n Buurman van my het eendag gesê as jy nou alles het, met wie gaan jy dit deel? Ek dink tog sien tog maar die son oor die ou Fransie ook skyn. Ja. Ek dink dis maar wat vrede so uniek maak. Het julle dieselfde uitdagings? Ek wil sê die same old, ek kan per se die potholes is simbolies van maar is dit maar dieselfde uitdaging? Ja, ek dink so, ja. Ek bedoel, Vrede dorp, se munisipaliteit is ook maar nêrens. Ons het ook maar die probleme, potholes, vuil strate, jou plastieksakke oor die hele wêreld vol waai. Kyk, ons grondpaaie is in die Vrystaat mos maar eintlik tot niet. En as jy mens sien hoe die ouens nou saamgestaan het om die hele distrik se paaie omtrent geskraap. Pragtig. So ons mag dit eintlik nie doen nie, maar ek meen ons het nie meer 'n keuse nie. Ek meen dis nie 'n wet om grondpaaie te skraap want as daar siviele eis teen jou kom en jy 'n probleem, maar ek meen jy kan nie, ek meen ons voertuie verniel. Ek wil net sê en ek verstaan ook van die ouens kontrakteurs wil nie eers trokke instuur. Ja, en die goed word uitmekaar uitgeruk. Daar's nou 'n projek geloods ook so 2 weke terug wat daar fonds gestig is wat gaan net om potholes te maak. Ek weet nie hoekom is dit die going ding in die land nou deesdae om paaie reg te maak as 'n mens belasting betaal nie, maar nou ja. Double taxation is 'n realiteit dink ek vir ons almal, nee, en dit is ek dink mense nou sit julle ouens seker al 2,5 keer taxation, wil ek amper sê. Ek dink wat ek die laaste 2 weke reg wat Kirsten nou genoem het van die ouens wat nou saamgeklap het om die paaie reg te maak. Ek bedoel dit is duur vir almal. Ek bedoel jou kos het op, van jou brandstof het opgegaan en tog gee die ouens die geld maar uitgaan om die paaie reg te maak. En ek dink dit wys die loyaliteit van die ouens in ons omgewing en hoe die ouens dink om die omgewing te beskerm. Ja. Ek dink dis wat Vrede uniek maak, verstaan? Ek dink wat ek sien nie ander dorpe het dit nie, maar dis regtig wat Vrede uniek maak. Ouens staan saam, hulle is nie sommer te mekaar. Dit voel seker goed om op jou eie vars geskraapte grondpad te ry, net. Ja. Maar ek meen op die einde van die dag, dis duurder om onderhoud te doen as om verbeteringe te doen op paaie. So ek meen ons het ook nog maar 2 jaar terug 'n front end loader, 'n paar tippers, excavator, grader gekoop. Ek meen dis nie goed wat 'n ou regtig altyd nodig het in 'n boerdery nie, maar om kontrakteurs in te kry om paaie te onderhou is duur. Nie dat toerusting nie duur is nie, maar ek meen jy kan dit dan vir ander goed ook gebruik. Met 'n uitgebreide reeks van konstruksietoerusting wat wissel van klein graafmasjiene tot reuse geartikuleerde stortwaans, is John Deere ideaal toegerus om in die boere se padboubehoeftes te voorsien. Met John Deere se onlangse verkryging van die Weertkin groep met 5 premium handelsmerke wat die padkonstruksie, steengroef en mynbousektore bedien, voorsien John Deere des meer in die groeiende behoefte van die infrastruktuurontwikkeling en verbetering wêreldwyd. Belangriker nog, elke deel van John Deere se konstruksietoerusting word ondersteun en gediens deur hoogs opgeleide en gesertifiseerde tegnisië wat op hul beurt ondersteun word deur 'n uitgebreide netwerk van onderdele verspreidingssentrums. Dit volgens Christo is die vernaamste rede hoekom konstruksie sulke geweldige groei toon in die landbousektor. Ek dink konstruksie was seker maar is ons nog altyd. Ek meen as jy mense vat Bell was nog jare al in die land, Caterpillar is jare in die land, Komatsu, genoem hulle maar op. Dis almal maar daar. Ek dink wat van die landbou se kant af wat konstruksie miskien in die landbou so bietjie meer begin laat groei het is omdat die ondersteuningsnetwerke in ons dorpe is. En ons hoef nou nie van 'n Johannesburg af parte te kry nie. Ek meen jy kry nou sou jy John Deere produk op 'n konstruksiemasjien koop, kry jy dit by Snaarton by ons naaste tak. En dit maak dit net soveel makliker. Die werktuigkundiges kan jou diens. Dit is net soveel makliker as wat 'n ou moet met ander fabrikate sou moes werk. Ek dink omdat dit nou teen jou is, dink ek
wel John Deere het 'n gaping in die mark raak gesien. Alhoewel konstruksie eintlik maar vir mynbou en vir daai tipe van goed is. Dink ek groei dit baie in die landbou. Ek dink baie boere koop nou 'n grader of 'n TLB, 'n John Deere produk waar hy teenoor miskien 'n ander fabrikaat sou gekoop het. Om 'n ondersteuningsnetwerk nou in sy dorp is. Yes, dis net maklik, net nog 'n produk wat bygevoeg word. Dis Aubrey, het jy ook vroeg besluit jy wil? Ja, ek is 2003 gematrikuleer en toe se Potchefstroom toe, Landbou College gaan doen. Ja, nie lank gehou daar nie. Ek was maar 'n bietjie die stouter een gewees. Wat is daai landbou by pompoen? Ja, pompoen. So jy was stout as 'n pompoenboer. Ja, ek was seker so, ek dink 4 maande daarin toe ek ook met my pa vir my gesê, weet jy wat, dis goedkoper by die huis. Dis andersom, kom jy dit terug? Ja, en dis ek terug. Ek is ook nou al 19 jaar op die plaas, of eintlik nee, 18 jaar op die plaas en jy's dankbaar daarvoor. Toe was my pa en my oom was albei verstaan nog vol sterk boere en my oom het toe nou jare waarna het hy kanker gekry en hy is binne 3 jaar sy oorlede. So ek het daarom die tyd gehad, die bietjie mentorskap wat ek kon kry van sy kant af, kon ek dit daarom kry in 'n tydperk. So is jou pa se boetie. Ja. So wat is hulle storie gewees? Ek sê waar het alles begin? Oupa het seker in 1948 van Frankfurt af hiernatoe gekom. Ja. In 52 het hy die woonhuis waar Aubrey nou is, hulle omgebou. En toe is my pa ook hier gebore en hier groot geword, hier skool gegaan, Almy toe en hy en sy broer is ook direk na skool toe, plaas toe gekom. Hulle was 6 kinders en die ander is maar liggies toe. Maar net 'n bietjie liggies gaan kyk aan Pretoria, so vandat ek my verstand het is my tannies en my ooms in Pretoria. So ja, hulle het hier begin en toe die besigheid uitgebrei van Emerentia wat die woonplaas is, na die besigheid wat ons toe kon oorneem, so 6 jaar terug. Ja. Die oom so 'n bietjie vroeër, hy is in 2010 oorlede, my pa in 2016. Wat is daai dinamiek? Want met verstaan dat jy 2 boeties het wat die fondasies lê en 2 boeties wat oorneem, nee. En ek glo dit is as jy terugdink wat het uitgestaan van julle pa en julle oom en selfs nou met julle dinamiek. Jy weet ek wil 'n bietjie vashak daarso. Hoe werk julle en so? Ja, ons het 'n nuwe gehad wat saam met ons geboor het tot in Desember. Goed te gaan ons het nie probleme nie, ons is nie kwaad nie. Ons is nie kwaad mekaar uit nie. Hy het net gevoel dit is vir hom beter om sy eie ding te begin doen. Ja, ek dink die groot ding wat ons geleer is van ons paas is om elke kind sy eie rigting te laat kap. Ek meen as 'n seun baie lief is vir saaiery en die ander een is so bietjie minder, probeer om stuur dat die entiteite uitmekaar uitbly. En alhoewel dit een besigheid is, word dit maar baie onafhanklik bestuur. Om gespesialiseerd te word. Ja. Moedig dit aan en ek wil per se daai nurture. En ek dink dit is maar die groot ding van familiebesighede of boerderye is, dink nie mense moet op mekaar se besighede begin rondkrap en sê maar hoekom doen jy dit nie so nie? Ek sou dit so gedoen het en eintlik is jy nie die spesialis op daai omgewing. So ek dink om die vryheid te hê vir elkeen om sy entiteit te bestuur na die beste van sy vermoë en tog saam die besigheidsbesluite te maak. Ek dink op die einde van die dag moet die besigheid winsgewend wees. En ons probeer ook ons entiteite finansiëel uitmekaar uit te hou, dat die een nie die ander een moet dra nie. So het julle doelbewus hierdie verskillende maatskappye nou en vir elke waar het julle daar gekom? Paal het die saai gedeelte en die veebedryf gehad en die goed is onafhanklik van mekaar gewees en so het ons maar begin om die maatskappye ook so elke een op sy eie te dryf. Ek dink ou het dan 'n beter idee van hoe dit finansiëel met 'n entiteit gaan. Op 'n stadium was dit vir ons meer lonend om ons veiding te verhuur as om ons eie beeste aan te hou. Alhoewel jy nie die bank het in die bees self nie. Maar finansiëel het dit net meer sin gemaak om jou veiding te verhuur as om self die beeste daar te doen. So ons kyk maar jaar tot jaar na, maar goed, ek sal nie sê mens kap die dinge eerste jaar af nie. Ek meen dit help tog nie een besigheid subsidieer die ander een. Op die einde van die dag is dit maar hierdie klein jakkalsies, daai 1 en 2% wat bymekaar gesit word wat die besigheid maak werk. Ja, ek dink wat lekker is die ondersteuning wat ons mekaar gee. Inklusief wat die saaiery hanteer, verstaan sy dag tot dag goeders is daar en alles, maar as daar goedjies is, byvoorbeeld soos fabrikaatsgewys besluite wat ons moet maak of hy doen nou die stroop en hy sien wat se variëteite wen en alles. Hy sal my tog altyd betrek en my sê kom kyk gou hier, dit is dit en dit presteer, wat sê jy wat moet ons doen? Maar op die einde van die dag is dit nie my finale besluit nie want hy doen tog dit. Dis presies dieselfde met my terug na hom toe.
Ons het besluit die laaste paar jare om van rasse te verander in die beeste en ek bedoel dit was 'n goeie besluit. Ons het saam moes ons die besluit maak, dit was 'n dierbesluit, maar ja, dan ek dink nie ek sou dit op my eie sommer net besluit het nie, want dit is my lekker om so ondersteun, want ek weet altyd dis maar soos wat my pa het altyd gesê, as hy 'n besluit gemaak het, vir ons het altyd geweet, dit sal werk. Want my pa verstaan hy was nie daai ondersteuningsbasis wat hy gehad. Kom terugkom na julle wat Vrede uniek maak. Sê klankbord met die buurman. Of idees deel. Is dit meer 'n informele proses of kom julle blaatant by mekaar om notas te vergelyk? Ja, ek dink dis baie meer informele goed. Ek sou by 'n ou se familie so byry en hom bel en vra hoorie maar wat het jy gedoen? Okay. En dan sal hy sy praktyk met my deel. Maar daar is boere daar wat 'n ou kultivar keuses en daar's baie vee daar in Vrede, maar ek dink nie dit word meer 'n sosiale geleentheid geskep as inligting. Ek dink inligting word meer oor 'n telefoon of 'n koöperasiegesprek gedeel as in 'n vergadering. En ek wil sê dis vraaggedrewe. Nou gaan jy net kom jou vertel nie, maar as jy iets oplet, sê hy maar wat gaan daaraan dan dis wanneer die manne begin deel. Ja, is maar meer om braaivleisvuur. Dan die ouens praat maar nonsens eintlik en dan op 'n stadium dan hoor jy iemand sê iets en dan gaan vra jy vir hom en dan is die ouens nie dan bang om te deel nie. Dan sal die ou 'n gesprek met jou begin uit lê en vir jou al sy goeders vertel wat hy doen. Hoekom sê jy nie met jou buurman? Ek wil sê jou trade secrets wil deel. Ek weet nie. Ek ken dit nie. Ek kan nie vir daai weet nie. Ek weet regtig nie want ek meen hier was 'n ou van Heilbron wat by my aangery het. Hy het eendag net hier ingery. My gevra wat doen ek? Ek hier bygery en sien die graan is mooi en ek het hom my kultivar proewe toe gevat. Ek gevra wie gebruik ek my landboukundige wat is my spuitprogramme. Ek het al met hom gedeel. En vir jaar toe vra ek my landboukundige wat sê jou kliënt oor dit wat hy by my gesien het en dit waarmee hy hom nou gehelp het. Toe sê hy die beste besluit wat sy lewe gedoen het is om by my in te draai. Wow. Dis alwe so 'n tap op die skouer so 'n kompliment kry. Ek voel ek het niks om vir myself te hou of weg te steek nie. Al my volle bemestingsprogram, spuitprogram, kultivar keuseprogram vir enigiemand gee. Is dit nou byvoorbeeld daai wat jy nou sê jy moes die ou nou bel? Is die maatskappye het hulle nie die gevalle studies amper van Kronee boerdery wat uitdruk na buite toe nie of bestaan dit nie? Of is dit nou maar net ou kom hier in, hy gaan tap nou op die ander 50 boere wat hy nou ken en hy maak aanbeveling, maar hy gee nie vir die hele prentjie, hy gee hom net in isolasie. Ek dink elke boerdery verskil tog. Almal doen nie dieselfde nie. Ek meen om een besigheid te gaan hou as 'n voorbeeld dink ek gaan baie gevaarlik wees. Ja, appels met appels. Nee, ons aptyd vir risiko verskil. Ek dink die ouens doen hulle huiswerk. Ek meen ons is self in die inset maatskappykant. Ons het landboukundiges waarby ek geleer het wat by my leer wat goed by ander boere leer wat aan my toe oorgedra word. Maar ek dink om 'n boerdery te gaan uitsonder en gaan sê die ou doen dit, kom ons doen dit. Dit is baie gevaarlik om dit te doen. Ek wil praat oor hoe die besigheid lyk. Gee ons 'n snapshot van hoe die boerdery lyk en die verskillende besighede. Ja, ons het die saaiery wat dan as Renshaw boerdery bekend staan, wat die een entiteit is. Die veeafdeling wat dan nou die voerkraal, lamvoerkraal en vleisbeeste insluit wat onder Renshaw boerdery gaan. En dan die braaikuikens wat onder Circle C gaan en dan het ons vervoer maatskappy so 7-8 maande terug begin wat onder 3C Logistics gaan. En dan het ons 'n veevoeraanleg wat die voerkraal van kos voorsien wat onder Triple C veevoer handel. Sure. So dis 'n paar entiteite wat ons in ons oorkoppelende Kronee groep bestuur en bedryf. So vertel my 'n bietjie waar dit begin. So natuurlik het nou gesê ook julle is 2/3 milies. Ek neem aan dit was altyd die fondasie en toe brei uit van daar. Dit was altyd kommersiële skape, vleisbeeste en die saaiery gewees. Ek meen my pa, dit was sy en sy broer gewees en toe is ons ewe skielik 3. So toe moet daar nog 'n entiteit geskep word wat toe die braaikuiken entiteit is wat ons neef gedoen het. En so het ons ook maar die saaiery sy eie vragmotors gehad wat die graan maar in die winter geskuif het van die lande af silos toe hier na ons toe of na die koopnaaste koöperasie. Ou sien baie goeders doen en 'n ou het gesê dit wat jy produseer moet jy self vervoer ook. En dis waar die vervoer in begin inkom. Hoekom moet jy iemand anders gaan betaal as jy eie lorry kan afbetaal en oor 2 of 3 jaar het jy die kapitaal? Die produkte wat ons produseer, self te vervoer, sover as moontlik te probeer verwerk. Dis hoekom die voerkraal ook begin is om van die milies te verwerk. Ek sal graag eendag dit wat ons as graan produseer, alles self wil verwerk. Ek meen nou voer ons dit 90% van dit uit. Word nie eens in die eie land gebruik nie. En julle is maar prysnemers, nee. So dis weer eens hoe kan jy daai prys beheer en om daai milies te verwerk. So hoe sien julle daai volgende stappe? Hoe rol jy so ding strategies uit waar jy begin
Ek wil is dit so eenvoudig soos is mieliepap. Hoe lyk daai verwerking? Ek dink ook nie, dis so eenvoudig soos mieliepap, dit ook maar sy uitdagings, maar in die voerkraalbedryf het ons 'n maand tot maand of 'n week tot week prys. Daar's altyd 'n vervoer differensiaal op mielies wat ek nie meer het nie. Daar's 'n aftrekking wat ek nie meer het nie. Ek meen en dan kan 'n ou daai som gemaak en sê hoorie, maar kom ons sit nog 'n 100 of 200 rand by hierdie prys, kan ons skape voer teen daai prys en die besigheid nog steeds winsgewend laat lyk. Ons probeer die geld in-house hou. Ek word gebul vir 'n vragmielies wat afgery word toe, maar dit word in my eie besigheid. Ek meen die geld probeer ons in-house hou. Waar trek jy daai lyn? Jy het nou gepraat van verskillende entiteite waar jy hom vinnig keel afsny as hy begin sukkel. Wanneer weet jy moet die ding los en wanneer raak jy te breed en nie gespesialiseerd genoeg? Is daai leerkurwe baie styl? Moet daar sekere volume wees of ek wil amper sê pas op om te divers te gaan? Weet mense om daai lyne te trek? Die voerkraal, omdat ons dit begin het, eerstens is om produkte verwerk en tweedens het ons 'n geleentheid gekry. Ons het vir 'n kettingwinkel vleis geproduseer wat ons op 'n standaard moes handhaaf. Ons het in 2019, einde 2019 het ons begin eintlik met dit. Wat ons nou vir die spesifieke kettingwinkel nou vleis produseer. En dis maar ongelukkig is dit markverwant gekoppel. Van een maand doen jy goed, volgende maand doen jy baie swak. En dan is dit maar die norm van 'n sekere aantal maande wat ons 'n grafiek moet trek en sê ons het gelyk gebreek of ons het R100 gemaak of ons het R200 verloor. Toe COVID slaan, toe word ek dink meeste van ons mense se kele afgesny wat finansies aanbetref, want baie het in 'n mate hulle werk verloor of hulle werksituasie het net verklein. En dit het gemaak dat die verbruiker nie meer baie vleis aankoop nie. En in 'n mate het dit half gestabiliseer want die restaurant het nie meer vleis gekoop nie, maar die huisvrou het begin vleis koop en die ouens moes braai by die huis want hulle kon nie meer gaan uit eet nie. So maar dit was maar 'n moeilike situasie geweest. En ek bedoel toe slaan die oorlog ons en toe gaan mieliepryse op, dieselpryse styg. Of dit was eers 'n droogte geweest in die landbou, waarvan skaap ek dink die seerste gekry het van al die identiteit in die landboubedryf. En toe sit COVID, toe is daar in die COVID tydperk tekort aan landers, verstaan. So dit het alsit 'n helse impak op die voerafdeling by ons. En soos ek dit reg sê, die voerkraal maakbaar het, maar sy kurwe was op af. Nou daar's maande wat ons dink, ag sit ons in die kantoor en sê ek vir Marie, kan nie meer nie. Ek is nou daar wat ons moet stop. Ja. Ons maak net eenvoudig nie geld nie. En dan net so, dan draai die verbruikersmark en dan bring die slagprys dan begin jy weer geld maak. So hy's baie siklies. Ja. En jy moet dit verstaan. Jy moet dit kan hanteer. Ja, jy moet dit kan hanteer. So want daar's 2-3 maande wat jy regtig sukkel net om jou oorhoofse kostes te dek en dan kom maar weer 2-3 maande dan maak jy verskriklik goeie geld. En dit is ongelukkig nie in ons hande nie. Dit is buite ons beheer. Ja. Ek weet nou ook kom vinnig agter hoe jy moet kyk na jou kostes. En net so vinnig kom jy agter maar die ding maak nou weer goeie geld. So ek dink nie dis 'n ding of 'n maatstaf wat 'n ou kan sê hoorie maar as hierdie ding binne 'n jaar nie geld maak. Ja, dan as hy oor 'n jaar se tydperk nie geld maak, mens begin gou daai siklusse sien en sien waar is jou dooie maande, wanneer moet jy versigtig wees vir aankope en watter pryse. Ons is eintlik baie bevoordeel om nog nie een van ons entiteite te moes afsny nie. Dit wat ons aangepak het, werk beter mate as ander. Almal werk heidaglik vir ons. Almal maak goeie geld. En dit is nie 'n losstaande strategie nie, hulle is geïntegreerd. En ek dink maar dit help ook. Ja, dit help en ek dink dis hoekom 'n ou ook nie sommer met een van die besighede net sal sny binne 2 of 3 maande nie. Ek meen dan subsidieer jy maar so bietjie en skep 'n leningsrekening tussen die twee en as jy dit terugbetaal het en die besigheid maak weer geld, dan gaan hy aan. Maar ek sal nou nie sê ons sal 'n voerkraal in die gang hou as ons nou na 'n jaar kom en sê hoorie sommer kyk, dis nou vir 'n jaar lank in 'n rooi hierdie ding. Dit werk nie. Kom ons vergeet daarvan en ons doen iets anders. Ek wil net jy het nou gepraat van 'n kettingwinkel. So is daai nou 'n geleentheid gewees, ek wil amper sê van 'n bietjie upselling of cross-selling. Ons is in met vleis, kyk wat anders kan ons doen. Ja, dit was spesifiek maar net vleis gewees en produkgedrewe. Ek bedoel dit was 'n free range onorganiese vleis wat ons gelewer het aan die mark. Wat ons vir 'n kettingwinkel geproduseer het. Die produk self word eenvoudig te duur vir die verbruiker om dit aan te koop. En ek dink dit was die beperkende faktor vir ons om besluit te maak te sê, hoor, kom ons los dit eerder. Vir die blote feit is as jy 'n organiese free range produk produseer, het jy maar seker goed wat jy moet inboet en sekere risiko's wat jy moet weet wat jy in die gesig staar. Byvoorbeeld in 'n voerkraal is dit maar mortaliteite, omdat jy nie routine antibiotikas kan gebruik nie. Omdat ons dit nie kan gebruik nie en ons het 'n wisselvallige temperatuur in ons klimaat. Ons kan vandag
sê 20 grade wees, môre kan dit 2 grade wees vir ons. So 18 grade maak dat diere se gesondheid piek en bottom slag. En dis daai bottom wat ons dan verskriklik risiko het. Ja. Omdat ons nie antibiotika kan gee nie, kan ons nie die diere behandel daarvoor en dan verloor ons eintlik baie skaap. Die nismark van free range vleis. Ek dink nie die produsent word volkome vergoed vir dit wat hy produseer nie. Die verliese wat ons ly is vreet die premie wat jy kry op. En ek weet nie of die twee in lyn met mekaar stap nie. Dis hoekom ons besluit het om weg te stap van dit af. En dis ook nie lekker om diere te sien swaar kry wat jy nie mag behandel nie. As ek kom handel, dan sê uit die siklus en dan land daar een per ongeluk in die vrag en dan het ek 'n probleem, dan moet ek die teendeel gaan bewys daarvan. So en dit is ek dink 'n groot ding hoekom ons ook maar besluit het om weg te stap van die ding. Ek dink die produsent wat wel 'n organiese of 'n free range produk lewer, word nie na regte vergoed vir dit wat hy doen nie, vir die risiko wat hy staan. Ek verstaan. Ja, en ek dink dis nie net in die voedselbedryf nie, ek dink dit gaan reg oor die voedselketting. Dan net sê dit nou mielies, vrugte, groente, vleis. Dit bly 'n risiko. Dit wat vir jou gebied word om dit wel makliker te maak en jy kan jy nie gebruik nie. Dan jy moet met natuuromstandighede moet jy kan saamleef en die beste daarvan kan maak. So ek neem aan is weer en ek sê die obvious nou nie. As jy direk aan daai huishouding kon verskaf. Dis nou weer 'n ander storie, nee, maar as jy nou met die middelman of die ketting, ek wil sê dis waar die vet opgevreet word vinnig. Ons nog ons huiswerk, ek meen as ons 'n prys kry, ek meen binne 'n week is daai vleis tog op die rakke. En ou gaan maak daai vergelyking om te sien hoorie maar wat het ek gekry, wat betaal die huisvrou op die einde van die dag. Ja. En ek dink daai verskil is net te ver uit mekaar uit. Wat is daai rowweg as 'n persentasie? Ons het op 'n stadium sê R86 'n kilo gekry, toe gaan okay, maar dis nou vir jou volle karkas. Ek weet nie as jy dit terug gaan werk met jou volle karkas nie, maar ek meen 'n loin chop het toe R240 gegaan op die rak. Ek wil die laaste maand en 'n half het ons vleispryse gestyg van R93, ons staan op R110, so R17 het ons produsentekant se slagprys het opgegaan. En die kettingwinkel het doodstil. Nou begin die vraag gevra word, maar hoekom? Die slagprys gaan wel op, maar die verbruiker betaal nog steeds dieselfde. En dit het in die verlede nie gebeur nie. Verstaan, ons slagpryse het gestaan, maar die verbruikerspryse het op. Ja, ja. Is dit verbruikersweerstand wat maak dat die kettingwinkel nie sy prys kan opsit nie? So hy vat eerder minder en hy kry nog steeds produk geskuif. Ja. Hoe monitor jy julle data? Julle sagte ware, is dit 'n goeie ou spreadsheet? Hoe gaan julle te werk in die besighede? In die saaiery maak ons maar grootendeels van Operations Center gebruik. Ons het nou so 'n bietjie Climate Field View begin integreer met Operations Center. So is maar nog in die begin stadium. Ek is nogal, ek dink, opbrengs georiënteerd. So ek sal eerder 'n bietjie meer spandeer en ons hoop die natuur werk saam. Opbrengs het nog vir ons altyd beter rendemente gegee as om te probeer spaar op insette. Ek vat seker maar 'n paar kansse met plantpopulasies wat ek op Droëland doen. Maar ek het my huiswerk gaan doen oor 7 jaar op plantpopulasies en moet sê ek was nie een keer slegter af met hoër plantpopulasies wat ek met laer goed was nie. As ek 'n ton graan het om te verkoop, kan ek my prys bepaal op dit of my rand per hektaar. As ek dit nie het nie, kan ek niks aan doen nie. So en ek dink is maar van Abri se kant of op die VS se kant maar presies dieselfde. Ek dink net 'n vars produk is so bietjie moeiliker as om met graan wat ek 'n jaar in 'n silo kan werk as die prys nie reg is nie. As 'n speenkalf sy gewig bereik het, moet hy gaan. Hy moet gaan. Ja, en dis ongeag van die prys van daai spesifieke stadium. Nie van mense altyd in 'n bevoordeelde posisie sal wees nie, maar ons is daar dat ons wel byvoorbeeld speenkalvers kan dra vir 'n 6 maande tydperk dalk. Maar die voerkal het ons 48 tot 55 dae binne daai tydperk moet uit. Dan begin jy graderingsprobleme kry en dan begin die prys ook val. So jou risiko bly maar. Ja, dit gaan nie weg. Nee, maar by die bees kan ons kan dit redelik, ons kan voorsiening maak daarvoor as ek dit so kan stel. Ons maak gras in die somermaande bymekaar sodat ek soveel uit beeste deur die winter kan gaan. So ek dink normaal kan ons dit beperk. Maar bestuur by die voerkraal, ek wil Christo gebruik nou sy tegnologie aan sy bestuurskant by die saaiery, maar ons werk op 'n RFID-stelsel. Dis maar 'n skaal met 'n plaatjie wat 'n skapekode op het. En ons monitor hom van dat hy die dag inkom tot hy die dag uitgaan. Wat groei hy in daai tydperk? Wat eet hy in daai tydperk? Het hy siek geraak? Verstaan, so ons kan presies sien as 'n skaap inkom en hy staan meer as 55 dae, begin ons vra. Is daar probleme met die skaap? Was hy siek in die tydperk dat hy langer moet staan? En dit is maar alles beperkende faktore van wins. Verstaan, ons het net 'n sekere tydperk wat ons wins maak. Onder dit maak jy nie wins nie en oor dit begin jy jou eie wins opvreet. Die lam word as dit by ons afgelaai met die boer se naam geassosieer. So ons kry gou daai korrelasie om te sien
waar moet ons aankoop? Ja. En dan begin jy jou plekke waar jy aankoop ook bietjie sif. En daar's nie groot verskille wat ek dink in enige besigheid wat jy 10 of 15% verskil sommer nou gaan maak. As iemand dit kan doen, moet dit vir my ook sê. Maar ek dink is al daai 1s en 2s en 0.5 wat op die ou net dag oor 'n jaar bymekaar tel tot 10%. Sê van my, ek wil nou is die tegnologie wat natuurlik julle help diefstal. Ek dink nou jy's 'n skaap so lekker takeaway. Hoe speel tegnologie 'n rol ook om julle daai risiko te verskaans, die beeste en die skape? Dit is daar in die mark. Dit is net wel baie duur. In terme van daai jou verliese teenoor wat jy kan beperk, is dit nog net nie daar om te sê right, ek sit 'n tag in 'n beeste oor met 'n chip op en ek stuur 'n drone uit wat die goed gaan monitor daagliks nie. Want daai tegnologie is nog net te duur. So jy reken hy gaan op 'n plek kom wat hy goedkoop genoeg gaan wees of aan jou verliese te veel raak. Seker dat baie Ja, by ons het ons wel kamera monitering opgesit wat wel ons paaie moniteer. So al ons tersiêre paaie wat inkom van jou teerpad af word gemonitor deur 'n moniteringskamer wat 24 uur is daar mense wat kyk daarna. Karre in en uit beweeg word daar nommerplate gedeel met groepe om te kyk is dit 'n rooi kar, is dit 'n groen kar. En ek dink dit het in 'n mate ons diefstal baie beperk. Okay. Ons het verskriklik gesukkel. 2 jaar terug was dit. Ons het tussen 150 en 200 diere 'n jaar verloor. As ek aangehou het met dit sou ek dalk jou drone tegnologie begin impliseer het. Maar ek dink nou ons is nou so waar ons paaie is ons gemonitor. My voerkraal word konstant gemonitor deur kameras wat kyk na die voerkraal. En ek dink ja, ek bedoel daar is verlies. Ek dink daar is nie verlies nie, maar dit is nie in 'n mate so dat dit 200-300 per jaar is nie. Ja, Daar is maar potslagters wat 1 of 2 vat, maar jy kan dit beperk. Yes. Ja. Dit in terme van hoe julle monitor, weer eens is dit iets wat julle ouens hierso breine bymekaar gesit het, is dit iets wat in die ander areas gebeur of ek wil sê daai best practice. Ja, ek dink mense het kameras begin sien langs paaie. Ou maar 'n bietjie met die ouens gesels wat dit reeds gedoen het en gehoor waar is die slaggate omtrent kameras op paaie. Dit is maklik om met raad net 200 meter voor 'n kamera net om te gaan. Maar ek dink die kameras is op sulke strategiese plekke opgesit. Jy moet amper deur 2 of 3 stelle gaan as jy nie gesien wil word. Die uitleg van die maatskappye wat ons gehelp het met dit, het hulle huiswerk gaan gedoen saam met die boere in die omgewing. Ek dink tog die kameras, die laaste, is nou seker 'n jaar wat die kameras by ons in die gang is. Okay. Dit het 'n groot verskil gemaak. En hulle monitor hom waar in die stad. Kontrolroom in die stad wat nou maar ons is op 'n gelink wat hulle gee letterlik elke 12 ure as daar skote gechange word dan die ouens hulle ons is nou aan diens sê mas 1 of 10 of 15 is van lyn af dan word die tegniese span geraadpleeg en sê oor asseblief jy moet aandag gee aan dit en ek dink dit het in 'n mate dit baie goed gemaak. As dit nie gemonitor word nie kan jy dit net so wel los. Julle veiligheid self op die plaas. Ja. Nee, hier is nie net diere diefstal Nee, as ander positiewe ripple effek. Ja nee, ek dink verseker so. Ek dink die in en uit beweeg van 'n voertuig. Ou wil tog nie jou voertuig op 'n kamera hê as jy gaan kwaad doen. En die groot ding van plaasveiligheid is ou kan ook nie 10 dae hier spandeer nie. Hy wil maar inkom en uitgaan. Ja. So en die vinnigste is op 'n pad. In terme van plaasveiligheid, dit speel 'n ongelooflike rol. Ou kan gou optree. Val voertuie wat gesteel word ook. Ou kan gou sien waar is die voertuig, waar deur is hy, watter rigting het hy beweeg. Kameras op ons baie het 'n wesenlike verskil gemaak. Beesrasverandering. Vertel my 'n bietjie meer van die storie. Met 'n spesifiek ek gaan nie die ras noem nie. Ek gaan wel sê waar dit gegaan het, maar nie waar dit. Ek weet ja, kom ek om my paal het jare. Ons het 'n geslote kudde gehad. Ek dink dit was omtrent 60, 73 jaar wat ons geen vroulike diere aankoop gedoen het nie. So het wel elke derde jaar 'n bul ingekoop vir nuwe genetika. En ek dink die spesifieke ras waar ons by betrokke geraak het net vasgehaak ten opsigte van vordering van beesras. En ek dink nie net dit nie, die teelers wat daarin was, is net daai verouderde boertipe nog gewees, verstaan. Gee die bees lek en dit is maar daar waar dit bly, verstaan. Ongeag of die kalf nou swaar is of nie, hy verkoop ten minste 'n kalf. Maar vir ons het dit begin gaan oor ons wil 'n beesras in die mark insit wat 'n voerkraal wil hê. Daar moet belangstelling wees in dit. En dit moet tog 'n naam hê. Ja, die handel, ek wil sê handelsmerk. Die handelsmerk, verstaan, op die einde van die dag gaan dit oor jy het hierdie ras, die ouens het gehoor daarvan, hierdie ras presteer en dit is hoekom ons rasverandering gedoen het. Ja, dit was wel 'n dierverandering vir ons gewees. Ek dink ons het goeie koeie gehad en ons moes dit ten markwaarde verkoop en toe moes ons 20-30% van daai geld gaan bysit om ekstra diere te gaan koop. So om nou oor te begin. Net hê wat jy gehad het. Ek dink die vrugte begin so stadig, maar seker begin dit afkom want ek bedoel die genetiese vordering wat ons het die huidige laaste 2 jaar is astronomies goed gewees. Pragtig. Ja, en ek dink ons bees, die kwaliteit van bees is
Dis net enorm, want die Russell Silks doen soveel moeite in genetiese teeling en bevordering van het sy dit melk of voedingssetverhouding of groei of whatever ook al. En die spesifieke ras wat ons nou is daar verskriklik geld geïnvesteer om bulle te promote, om goeie genetika in die mark te stel vir die ouens wat dit nie altyd kan bekostig. So wat is die ras nou? Spoorvelders. Hoofvelders. Ja. Goeie, julle is mos nou maar, ek wil sê 'n familie van teelers en so aan en vergelyk julle data. Waar kom hy inligting vandaan om Ja, kyk, net vir my te daar's sê? 'n Hoofvelder beestudiegroep gestig waarvan daar 200 boere betrokke is by die studiegroep. En 2 jaarlikse vergaderings waar daar inligting gedeel word met mekaar. Wat werk nie. Dan watter genetika het sekere ouens ingebring. Ja, daar is jou top ouens wat nou maar die ding dryf en wat ek dink nou maar die hoër bome wat bietjie meer wind vat. Maar is hulle nie bevooroordeel? Elke ou het sy storie, nee, wat hy sal vir jou sê hoekom hierdie en natuurlik sentiment wat 'n gevaarlike ding. Daar is tog, ek dink in 'n mate van daar is sentiment, maar ek dink dit gaan oor die bees. Ja. Die ouens wil die ras bevorder. Verstaan, daar is ouens soos ek jy nou sê wat hulle het baie geld spandeer in die ras en hulle kry dit terug en dit moet so wees ook. Yes. Maar ek dink vir ons ouens, die opkomende ouens, kan daai ouens vir my 'n gemiddelde bil gee en ek gaan vordering in my kry. Waar jy in 'n ander ras as jy 'n gemiddelde bil koop, is jy maar net gemiddeld. En ek dink dis waar die verskil inkom. Die mense doen regtig met die bestuur van die kudde en daar's voedingskundiges, daar's kuddeveeartse wat net met die spesifieke beesras werk. En ek dink dit maak dit baie nice van die hele. Jy sê 200 boere en is die ouens wyd versprei. Dis oor die hele land. Ja, ek bedoel dis Frankfurt, Harrismith, Villiers, Bosveld ouens, dis Kaap-provinsie ouens. Wow. Dis oor die hele Suid-Afrika. Wel dis seker ook, ek wil sê dit is 'n baie positiewe teken. Ja, en ek bedoel wat dit nice is die studiegroep se oorsprong lê hier. Dis om Karen om Atviljoen waar dit begin het in samewerking met die Johannesburgse munisipaliteitsbees. Okay, so. Dis maar waar die oorsprong begin het. Ek verstaan. Ja. Baie interessant. Ja. So en natuurlik weer 200 ouens om van mekaar te leer. Nee, ek dink dis die groot krag. Dis al daai inligtingsinsette wat Ja, en te leer wat doen 'n ander ou wat ons nie doen nie. En ons doen weer ietsie wat 'n ander ou weer by ons kan leer. En dis wat die studiegroep lekker maak want ons gaan nie net soontoe om die probleme aan te spreek nie, maar ons gaan wel soontoe om positiwiteit uit die vergadering uit te kry. Ja. Om te gaan hoor wat doen jy wat ek nie doen nie? Wat se voeding gee jy wat ek nie doen nie? Ek dink dis wat dit baie positief maak. Die Amerikaanse mieliegordel, oftewel Corn Belt, is 'n streek in die VSA se Midweste wat sedert die 1850s graanproduksie in Amerika oorheers. Die mieliegordel beslaan basies Wes-Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, Oos-Nebraska en Oos-Kansas. Amerika is by verre die wêreld se grootste produsent en uitvoerder van mielies, met produksie wat gedurende die 2019-2020 seisoen op 346 miljoen metrieke ton vasgestel was. Die mieliegordel produseer die oorgrootste meerderheid van die Amerikaanse mielieoes, maar landbou in die streek het gediversifiseer met sojabone wat ook 'n noemenswaardige opbrengs bied. Christo het so wat 5 jaar gelede met die vriendelike vergunning van John Deere besoek afgelê aan die VSA, en meer spesifiek die mieliegordel. Dit was 'n verrykende ervaring en volgens Christo een wat hom geïnspireer het om, hoewel die Amerikaanse toestande verskil van ons in, meer innoverende saaipraktyke op die familieplaas in die Vrystaat uit te toets. Ja, in 2016, of kom ons gaan net miskien 'n jaar voor dit, ek het by 'n vriend van my in Val gaan kuier eendag, of ons was by Val Boeredag gewees, en toe vertel hy my, sê ek my, maar hoekom plant jy die kultivar? Sê ek vir hom nee. Sê maar probeer dit. Ek meen in vrede was die gemiddelde plantestand so tussen, kom ons sê tussen 20 en 30.000 plante per hektaar gewees. En toe wil ek nou vir my pa kom sê, ek wil nou 50.000 plante plant op die Roland. Toe het hy vir my gesê, jy is mal. Maar toe sê hy vir my, okay, hierso, plant so 'n stukkie, kom ons kyk wat gebeur. En toe kry ek vir 'n jaar lank raas oor hierdie verskriklike lelike mielies. Op hierdie hoë plante staan, kyk hoe verdroog goed en kyk hoe lyk hulle. En toe so by einde van die dag stroop, toe is daar 1.7 ton verskil tussen sy praktyk of kultivar keuse en myne. En kon eintlik nie glo dat dit so vinnig kon gebeur, dat iemand wat van 'n 18.000 plante stand afkom, binne 'n jaar kan sê, dink ons maak 'n deel van die praktyk. Ja. En ons geplant tot 80%, ultrakort, Corn Belt genetika, maar eintlik gaan plant ons tot 80% van ons aanplant. Die jaar daarna toe ek Amerika toe.
saam met John Deere voorreg gehad. En so is gaan 'n mens mos maar by 'n paar fabrieke aan en 'n paar lekker kuierplekke en so kom jy ook met boere in aanraking op die trip. En begin ou vra maar hoekom, waarom, wat. Mense moet mooi verstaan dat omstandighede is nie wat ons in Afrika het nie, of in Suid-Afrika het nie. Hulle reënval is baie hoër, hulle het sneeu in die winter, hulle koolstof in hulle gronde is baie hoër. Maar hoekom probeer 'n ou nie van dit wat 'n ou daar sien? Hoekom sal daar nie sinergie wees? En toe het ek so 'n bietjie begin kyk maar wat doen die ouens? En ek het gesien daar's baie min noutel wat gedoen word. En ek vra hoekom nie. Sê maar die koolstof is reeds so hoog dit gaan eintlik geen effek hê. En toe het ek begin om van dit wat ek daar raak gesien het, bemestingsprogramme, grondklassifikasies, bemestingspyle, plantestand, toe uiteindelik begin kyk na die Cornbelt genetika. Dit wat ouens op besproeiing in die Noord-Kaap plant. Hoekom gaan daai goed nie by ons op Droeland presteer nie? Want ons grootste uitdaging was Februarie is eintlik 'n gegewe droogte by ons. Ons moet probeer om dit te werk. Ja, toe het ons begin om die plantestand proewe te doen en in die 2015 jaar was dit die droë jaar of so bitter droë jaar gewees landwyd. En daar het ons gesien dat ons op ultrakort groeiers op droë land teen 80.000 stand nog steeds 6 ton kan stroop, waar jy 28 en 30.000 plant het ons 1.3 ton gestroop. Iets maak sin nie, ons moet gaan kyk hoekom. Ja. En al wat ons toe agterkom het is ons het die Februarie droogte eintlik totaal en al gemis. Ons kon nie totale pitvulling kry nie, maar ons het kom sê 80% van die Februarie droogte gemis. My pa het altyd vir my gesê, plant so vroeg as moontlik. As dit begin Oktober nat is, dan plant jy. Ongeag hoe die temperature buite lyk en as jou saadbed reg is, jou grond is nat, dan plant jy. En vanjaar is eintlik weer een van die perfekte voorbeelde hier by my. Ons het die 3de Oktober begin plant, maar ons eerste eens, ons probeer altyd ons voorbereiding voor die tyd klaar doen. By 20 September moet die voorbereiding op die lande klaar gedoen wees. Ons doen glad nie saadbed voorbereiding implant uit nie, so ons doen dit als na strooptyd tot en met middel September. Bemesting word gedoen, voorbereiding van die lande word gedoen, al daai goed met klaarkom. Van daai tyd af werk ek aan my planters en dan hier by die 25ste September dan staan als in 'n lyn nie gereed om te plant. En vanjaar was ons gelukkig geweest om 'n 30 mm te kry einde September, en die 18de Oktober toe is my planters terug by die huis. En toe is dit weer een van daai gevalle vanjaar. Toe word dit weer eens die 10de Januarie opgehou reën. Ons was gelukkig om nie die beste of baie plekke se reën te gehad nie. Ons het toe maar op so 360 mm van 1 September tot einde Desember gestaan, wat toe by ons eintlik die perfekte jaar. En toe hou dit op reën. Ons profiele nie so vol soos die res van die land se nie. Toe sien ons hoe gaan dit goed. Ons graan het basies dood gegaan voor ons die laaste reëns van einde April, Mei gekry het. So het ons graan basies dood te gaan. Ek begin stap in die lande en gesien, maar hoorie, hoekom het die graan so vinnig afgegaan? En toe sien ek maar ek het weer eens die perfekte plantdatum gehad. 9 uit 10 jaar wen 'n vroeë aanplanting. Toe mis ons die Februarie droogte. Ja, ons het skade, maar ek dink die skade was baie beperk geweest. En ultrakort kultivar wat jy 110 dae tot fisiologies ryp is teen 125 of 130. Dit was net daai ekstra 15 dae gegee. So ek dink, ja, Amerikaners in die Cornbelt plant tussen sê 80 en 110.000 plante staan. Ek en my landboukundige wil 2 of 3 blokke identifiseer waar ons presies dit wat hulle in die Cornbelt doen, toetse gaan kyk, wat gebeur, hoe groot is die risiko? Want ek en hy praat baie en hy sê hy het al baie sy vingers gebrand met meer met te laag as te hoog. En ek bly dit sien. Ek probeer self in een van die masjiene sit om te stroop en te sien wat in die lande aangaan. Dit wat ou doen, werk dit nie. En elke keer as jy na daai lae potensiaal gronde ingaan by die bemesting aangepas, die plantestand te laag aangepas het, is dit nie 'n teleurstelling nie, maar jy sien wat kan die hoër potensiaal doen. En was dit nie te laag nie, moet 'n mens nie bietjie hoër gaan nie. En so leer ons maar by mekaar en so ons skuif dit maar elke jaar so bietjie hoër. Ons wou eers nie hoër as 50.000 plant nie. Ons is nou al 50 is ons minimum plantestand op Droeland. En dis van 18. Dis van 18 af. So ons is nou al op dele op regtig waar ou nou sien op die grondklassifikasies waar jy waterhou vermoë en goeders genoeg is op 80.000 met 'n bemesting van 250, 301 op daai kolle. So ja, ek dink rand af kunsmis per hektaar, sade per hektaar het nie regtig meer geword nie. Ons het die risiko gaan skuif. Van waar 'n ou risiko sê gehad het van 60.000 as jy nou al hierdie pitte moes bymekaar gooi. 60.000 as 'n mens nou 'n flat rate sou plant, 60.000 stand sou gehad het ons dit goed gaan skuif na 50 of 45 toe, na 80 toe. Ons gebruik presies dieselfde hoeveelheid saad en ons het net die risiko gaan skuif. Wat was baie interessant is, ja, ons het eintlik verskille gaan skep met hoër bemestings en plantestand en alles. En wat baie interessant is vir jaar, ons opbrengs op die stropermonitors is baie meer egalig. En
ons moet daar nog agter die kap van die byl kom. Verstaan eintlik nie hoekom het dit gebeur nie. Ons het dan verskille gaan skep en nou kry ons dit nie. Jy het voorgesê 6 kultivars. Ja, ek het altyd cultivar proewe geplan en geplant ou 30 cultivars en dan moet 'n ou 6 van die 30 gaan kies ou dan nou maar uit wat jy dan nou die seisoen wat kom gaan plant. En vanjaar het ons op 50% van die grond wat ons geklassifiseer het ons 6 cultivars gaan identifiseer. 2 cultivars per planter geplant. Ons het varierende stand op fosfaat, kalium en stikstof gaan doen en op die plante stand. So ons sal nou mooi kan sien na die seisoen as ons nou die stroopdata op bemesting sit, watter cultivar op watter grondtipe teen watter stand geplant word. So dit was eintlik die poging hoekom als half by ons so half lyk of dit bane geplant is. Dis als verskillende cultivars, want ons wil gaan identifiseer watter cultivar op watter grondtipe teen watter stand geplant. En dan dink ek gaan 'n ou die cultivar tot sy reg laat kom. Sekere cultivars hou van ligter gronde, sekere hou weer 'n bietjie van swaarder gronde. So en ek dink dit wat ons gedoen het, ek meen ou sien tog die een cultivar doen hier beter, ligter gronde doen hy daar beter. So ou sien die verskille. Ja. Ons nou maar na die seisoen nie goed op mekaar sit en kyk wat. Ek wou nou geëindig het gesê wat sien jy uit na die res van die jaar, maar ek lei af as die resultate. Dis die data. Dis dit en 'n cultivar keuse, ou stroop nou dan dink jy maar hier's 400-500 kg verskil. Die twee is eintlik so naby aan mekaar, maar ek meen 500 kg teen huidige graanpryse is R2000 per hektaar. Jy kan nie meer daai fout maak nie. Ja. En dit is wat ek net nou gesê het van die 1 en 2%. Ek meen net deur 'n cultivar keuse op grondtipes kan jy klaar R2000 per hektaar vir jouself wen. Ja. Ek sien uit na 'n positiewe jaar. Ek wil met veranderings wat tot sy eie reg gaan kom op die plaas. En ek dink dis maar die groot ding, besluite wat ons neem wat ons wel sien wat gaan werk. Ek dink dit is maar waarvoor ons leef op die huidige oomblik. Byvoorbeeld Chris wat variëteite geplant het met sekere bemestings en wat sien dit kom tot sy reg, verstaan, en waar ek weer my veekant sekere besluite met bulteling gedoen het en ek bedoel mens kan sien dit begin regkom. En ek dink dis maar waarvoor ek ook uitsien. Is veranderings wat ons gedoen het wat wel positief vir ons besigheid is. Op pad hier toe, ek sê die laaste ding wat ek sal sê is die besigheid is so anders soos die regte pret en die plesier sit in die proses. Dan moet jy besigheid hê wat nog oorbly aan die einde van jou proses. Maar dit klink vir my ek kan net sien hierdie fees in die proses van toets, verander, verbeter, resultate. Dit is 'n wonderlike voorreg. En ek dink ou moet waak teen om te stagneer. Ek praat nie net van ons het op 'n stadium vir mekaar gesê, is dit nie moeite werd om nog hektare by te koop of nog hektare by te plant. Ja, ek dink dit is in elke boer se belang om sy besigheid groter en beter te kry. Maar wat ons in die laaste jaar vir mekaar gesê het, ek dink ons moet begin ophou kyk na vertikale uitbreiding en meer horisontale meer vertikaal uit te brei. Ek dink daar's soveel potensiaal in elke hektaar wat hy het wat nog nie ontgin is nie. En ek dink 'n ou moet eers dit wat hy het ten volle ontgin en dan verder uitbrei. So ja, ou kyk na besproeiing, maar om water reg in die hande te kry is 'n struikelblok. Ou kom nie deur daai goeters nie. Maar dis hoekom ons kyk na grondgesondheid. Hier laas jaar was hier van Beier af een van hulle van die genetika met die genetika nie goed te doen het. En toe hy 'n klein dingetjie vir my gesê wat al eintlik lankal in Suid-Afrika gedoen word. Ek meen die nou-tal ons plant hierdie cover crops en dan weil dit met die beeste of laal dit deel uit. En toe vra die spesifiek is ou van Duitsland af. So vra hy vir my wat plant ek cover crops. So sê ek vir hom nee, ek doen dit nie. Sê hy maar hoekom nie? Sê ek nee, maar die ouens vreet die goed af. Hy sê maar dis nie cover crop nie, dis double crop. Sê ek maar okay, wat bedoel jy dan met cover crop? Sê hy jy gaan plant as jou vog reg is, gaan plant jy 'n ding soos 'n haver of 'n rog of 'n wat se naam na jou oes en jy laat hom net 10 of 15 cm uitgroei. Moenie van jou fisiese vog onttrek nie. Ja. En dan spuit jy dit dood. Hy sê en hy sal my amper 'n brief gee binne 3 jaar sal ek die vrugte vandag bly. Ons het dit vir jaar begin doen en toets en kyk. En hy het gesê jy moet die natuur jou laat lei. Ek meen as daar genoeg van grondvogels soos vir jare gaan doen dit. Volgende jaar is dan nie is nie dan vergeet jy dit. So en hy sê wel ons het dit al gedoen op sulke kolletjies sandgronde wat waai en goeters dan geplant ons en dan stroop jy daar dan sien jy wel hier het iets gewerk. Maar ou het dit nooit in praktyk gaan doen nie. En toe hy dit laas jaar vir my sê toe maak dit wat hy vir my sê want hy sê jy het nie vreeslike lang groeitermyn nodig op baie goed nie. Jy het 6 weke, 8 weke nodig dan spuit jy die goed. So ja, ons toets dit nou so 'n bietjie en kyk hoe gaan dit werk. Ek sien uit daarna. Ek dink dis 'n goeie ding om erosie en windskade en goeders te probeer beperk, maar sonder om die nadeel van die opvolgende kontantgewas daar te stel. Chris, Aubrey, baie dankie. Ek gesels lekker met julle. Dankie vir julle tyd weer eens. Ek waardeer dit. Is baie interessant, baie inspirerend. Wel gedaan, hoor. Ek moet sê dit is regtig opwindende besigheid wat julle hierso bestuur en ek hoop reg dit van krag tot krag en ek sien uit om 'n bietjie te hoor. Ek gaan 'n bietjie opvolg. Ek wil hoor wat dit gebeur. Ek is baie nuuskierig. Baie dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, onthou asseblief om te deel met jou vriende en familie en baie belangrik teken sommer in.
dat jy op hoogte kan bly van al die nuwe episodes. Besoek gerus ons Facebookblad @Grootpot.